Blaai saam met my na Levitikus 3. Nou vriende, soos u nou al gehoor het, wil ek vir u sê dat hierdie offers het 'n mens baie tyd nodig om oor te dink, te bepeins. Nou ek het die eerste hand vir u gesê, as jy nou die offers vat en jy sit dit so langs mekaar neer, dan sal jy sien dat elke offer verskil van die ander offers. Nou wil ek vir u net 'n belangrike punt uitwys. Kyk gou weer voordat ons gaan lees. U sal nou sien ons het die brandoffer gedoen en kyk nou mooi. By die brandoffer was daar net een persoon by betrokke. God alleen was die een wat versadig moes word deur hierdie brandoffer. As dit kom by die spysoffer, dan was daar God en die priester wat versadig is. Twee persone is toe betrokke. En wanneer dit nou by hierdie spysoffer kom, jy moet nou baie mooi kyk en dit snap, is daar drie persone wat geraak word. Dis God, dis die priester, sowel as die persoon wat die offer gaan bring. Hier het hierdie offeraar, dis die persoon wat die offer bring, net tot by die altaar gekom en hy daar gestaan, en dit moes vir God 'n lieflike geur gewees het. Hier was twee persone betrokke, maar hier kom iets baie sterk na vore. Hier kom die offeraar, en daar's iets wat die Here hierdie offer het te doen met die offeraar wat iets vir God bedoel. En hy gebruik die middelaar, die priester, om dit vir God te doen. Dit is wonderlik as mens na die verskille kyk, en jy kyk nou na hierdie offer. So, in Levitikus 3, en ek wil net so 'n bietjie tyd neem, en daar's 'n hele paar verskille wat by hierdie offer, of tussen hierdie offers is, maar hierdie offer se naam word genoem die dankoffer. As jy verskillende vertalings lees, dan sal jy sien, daar is verskillende benamings vir hierdie derde offer. As jy nou die Nuwe Afrikaanse Bybel lees, en jy lees Levitikus, dan gaan hy vir jou nie die naam dankoffer noem nie, maar hy gaan dit noem 'n maaltydoffer. Nou dit het een en dieselfde uitwerking op die einde, maar hy noem dit die maaltydoffer. Wat gebeur om 'n maaltyd? Dis waar gemeenskap plaasvind, dis waar kommunikasie plaasvind. Onthou die boek Levitikus gaan oor hoe om weer gemeenskap met God te kan kry, nê? So Genesis wys vir ons oor die sondeval, Exodus wys vir ons oor die verlossing, en Levitikus, hoe kan ek weer gemeenskap met God, by God uitkom om weer daai wonderlike gemeenskap met hom te kan hê. Die ou vertaling, die Bybel wat ek gebruik, praat van die dankoffer. Dankoffer. Wie, dis my so groot gedagte, dat God wil by sy volk hierdie gedagte plant in hulle hart. Bring vir my 'n offer, net om vir my te kom dankie sê. Hierdie offer se naam is, om net vir my te kan kom dankie sê. Ek het julle deur die Rooi See geneem, ek het vir julle deur die woestyn gebring, tot nou toe. Dis asof God vir hulle sê, moet ek julle nou leer om dankie te sê? Hoeveel keer leer u kind om dankie te sê? Hoe lank het dit jou gevat om iemand te leer om te sê dankie? Ons neem soveel dinge as vanselfsprekend in die geestelike lewe, nog meer. Wanneer laas het u vir die Here dankie gesê? So God kom by sy volk en hy sê, nou het ek julle die brandoffer. Ek praat nou van die mense kant af, nê, en ek het nou vir u gesê hoe dit werk. Jy kan 'n hele reeks bring van bo af gesien, van God af, dan was dit die volgorde gewees. En van onder af van die mense kant af was dit weer die volgorde, die stappe, nê. So die skuldoffer, die sondaar, en dan die Here Jesus, die volmaakte offer wat daarmee gehandel het, en dan die dankoffer. Die Heidelbergse Katekismes, as jy nou die Heidelbergse Katekismes leer, en jy moet nou eksamen skryf daaroor, dan is daar 3 dinge. Een van die belangrikste vrae wat hulle vir jou vra, sê, daar's 3 dinge wat ons moet weet. Eerstens, hoe groot jou sonde is. Tweedens, hoe ek daarvan verlos kan word. En derdens,
hoe ek die Here daarvoor kan dankie sê. Here, dankie dat U my siel uit genade gered het. Dankie vir U voorsiening. Dankie dat U in hierdie maand vir ons deurgedra het. Dankie, dankie. Sê jy dankie. Ons kom met ons Pick n Pay lysies en voorsien het, en gee net, en maak net, en doen net. Jesus doen 'n wonderwerk aan 10 melaatse manne. Hy genees hulle van melaatsheid. Een draai om te kom sê, ek sien al 10 stap weg. Wow, ek is genees van melaatsheid en ek draai om. Ek wil net vir U kom dankie sê, dat U my, hy raak 10 aan. En een draai om, uit dankbaarheid. Here, en nou kom die Here en hy met sy volk leer, om sê net dankie. Dankie. Hy word genoem die dankoffer in die ou vertaling, die NIV praat van the fellowship offering, en die King James praat van die vredesoffer, the peace, die vredesoffer. Daar's 'n rede hoekom hy ook genoem word, daar's baie redes. By elkeen van hierdie benamings is daar kenmerke hoekom hy so genoem word. Ek wil vanaand op daai en konsentreer, en ek wil vanaand op daai en konsentreer, om vir U dan te wys, wat wil die Here vanaand vir ons leer. Kom ek lees 'n bietjie vir U 'n paar verse uit Levitikus oor hierdie dankoffer. Let nou op, oor die diere wat gebring moet word, wat 'n deel van hierdie dier vir die Here gegee moet word, hoekom dit gegee moet word, die proses wat gevolg moet word. Hoor gou mooi. Levitikus 3, en as 'n dankoffer sy spysoffer is, as hy dit bring van beeste, buloffers, moet hy dit sonder gebrek voor die aangesig van die Here bring. Hierdie gedagtes hy in elke offer lees. Moenie gebreklike dinge, moenie 'n Maleagi 1 offer, jy weet nou wat is 'n Maleagi 1 offer, daai blinde dier vir die Here gee, of daai wat minder werd is, en dink die Here gaan daarmee tevrede wees nie. In elke offer, as jy dit langs mekaar sit, gaan hierdie gedagte na vore kom, wat vers 1 sê. Sonder gebrek. Jy sien, al hierdie offers verwys na Jesus. As Petrus na Jesus verwys, dan sê hy ook, 'n lam vlekloos, 'n lam sonder gebrek. So in Eksodus 12 kom die gedagte al vroeg in die Bybel na vore. Hoor nou mooi, hier kom weer die vereenselwiging, en hy moet sy hand op die kop van sy offer lê. So Here, uit dankbaarheid, ek gaan nou hierdie offer vir U bring, beeste, of hy noem dit 'n vers, hy noem dit 'n bul, en nou Here, ek wil vir U kom wys dat ek dankbaar is, en ek gaan hierdie offer, en hy lê sy hand op hierdie offer, dis asof hy hom verplaas in hierdie offer in, hy vereenselwig hom met hierdie offer, en hy lê sy hande daarop. Nommer 2, hy slag dit self, die offeraar moet dit self slag, sodat hy nooit kan omdraai en sê, die Here het my geforseer om hierdie offer te bring nie. Hy bring dit self tot by die ingang van die tent van samekoms, en daar is sy offer, het sy bees, het sy bul, het sy vers, hy gaan dit self slag, om vir die Here te wys, Here, dis vrywillig. Onthou, ek wil net gebeur vir U wys, as dit by hierdie offers kom, hierdie 3 wat ek nou al, die derde een, sorteer onder hierdie vrywillige offers, nee, dis offers van lieflike geur. Die Here sê, ek waardeer dit. Dis lieflike geur, vrywillige offer. So die offeraar kom net tot daar by die ingang van die tent van samekoms, en hy bring sy dier wat hy wil offer, en hy slag dit self daar. Hoor nou mooi. En die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi. Nou, u nou self al gesien 'n paar keer wat ek het gesê het, hoekom moet hy die bloed opvang? Behalwe dat die bloed nou na die Here Jesus verwys, in al hierdie offers, wat hy doen, hy vang hierdie bloed in 'n bakkie op, en dan sprinkel hy dit so teen die altaar, wat een van die bewyse was, hierdie offer is gebring, daar's die bewys, die bloed is daar, om die altaar, by die altaar, so hy moes dit teen elke offer was die bloed teen die altaar gewees. Hoor nou mooi,
Dan moet hy van die dankoffer 'n vuuroffer aan die Here bring. Nou sal jy mooi oplet, en ek gaan dit 'n paar keer in my boodskap vir u wys, en jy let nou mooi op watter deel van die dankoffer vir die Here belangrik is. En daar lê 'n geweldige groot les in die dele wat nou gebring moet word. Onthou by die brandoffer moes hulle die offer in stukke opkap en dan op die hout gesit het. Hier kom nou 'n spesifieke voorskrif. Kyk nou mooi. As iemand 'n dankoffer wil bring, 'n vuuroffer aan die Here, dit beteken hy gaan nou hierdie dele gaan hy vat van hierdie offer wat hy bring, het sy bees, het sy bul of 'n vers, en dan gaan hy 'n sekere deel self vat en op die vuuroffer plaas. Of vir die priester gee, hoor nou mooi. Hy gaan die vet wat oor die binnegoed lê, en al die vet wat aan die binnegoed is, en die 2 niere en die vet daarop wat aan die lendene is. Ek noem dit sommer so vir u, want ek gaan dit nou vir u in die boodskap wys, wat aan die boude is, die vet wat daar is. Hierdie offer gaan oor die vet, en jy gaan nou hoor wat is die geestelike betekenis, en die lap aan die lewer, by die niere, moet hy dit neem. Met ander woorde, alles wat hier binne is, nou jy kan nou self begin dink in jou geestelike lewe, nê? So die Here stel nou nie so seer meer belang in dit wat buitekant is nie, nê? Hy wil nou kyk, hy het nou al gekyk in die brandoffer, dat ek myself vir hom moet gee, die uiterlike. En die Here kom al hoe nader en al hoe nader aan die hart van die mens. So hy het deur die brandoffer en hy het nou die spysoffer, die graan gevat, en nou kom hy by die dankoffer en hy sê ek soek eintlik niks van die karkas nie, kan ek dit so vir u noem? Geef my dit wat binnekant is. Geef vir my die vet. En ek het vir u in die brandoffer geleer dat die vet het te doen met die kondisie. Die vet van die dier in hierdie geval is die beste. So nou kom die Here en hy sê vir sy volk, hy sê kom ek toets jou nog verder. Jy bring vir my 'n dankoffer wat omskep word in 'n vuuroffer, en al wat jy op daardie offer sit is vet. Hoor nou mooi. En die seuns van Aaron moet dit op die altaar aan die brand steek, op die brandoffer wat op die hout is, bo op die vuur, en as vuuroffer van lieflike geur. Dink toe daai eerste vlam daardeur trek. Het jy al 'n choppie gebraai met so vetjie aan en jy sit hom op die kole, dis nie lank en dan sien daar's vlamme daaronder. Kan jy dink wat het daar gebeur toe die seuns van Aaron al daardie vet, al hierdie wat ek nou vir u gelees het, die vet om die niere, die vet hier by die bout, alles net so, en hulle moet mooi sny en afsny en net dit vir die Here daar sit. En soos die vuur deur daardie vet gaan. En die Here noem dit, hierdie offer my kan bring. Hy word genoem 'n dankoffer. 'n lieflike geur. Hoor mooi. Platberg sê elke keer wanneer jy en ek vir die Here kom dankie sê. Net kom dankie sê. Net hierdie offer bring. Dis 'n lieflike geur. Vrywillig om dankie sê. Nie geforseer, net vrywillig. 'n lieflike geur vir die Here. En dan noem hy dit in vers 6, en as hy offer 'n stuk klein vee is, as 'n dankoffer aan die Here, moet dit sonder gebrek wees. As dit 'n skaap is, moet hy dit voor die aangesig van die Here bring, sy hand daarop lê. U sal nou agterkom, kan ek net vers 9 vir u lees, daarna moet hy van die dankoffer die vet as vuuroffer aan die Here bring, die hele vetstert, naby die stuitjie moet dit wegneem, en die vet wat oor die binnegoed lê, en al die vet wat aan die binnegoed is. As u hierdie gedeelte mooi lees, en jy kan maar jou Bybel oophou, ek gaan vir jou nou nog na teksverse toe neem, dan sien hoe wat belangrik is dit om so offer. Vriende, 'n dankbare lewe. Ek dink nie daar's iets wat die Here meer
behaag is wanneer hy sien dat sy kind, wat uit genade gered is, 'n dankbare lewe lewe. Dankbaar. Die woordjie dankoffer, en ek gaan jou nou nie besig hou met die Hebreëse woorde nie, dis dit, Salem, en hy het 4 betekenis. Dis hoekom hy ook genoem word die vredesoffer, peace offering, om vrede te bewaar. Dis een betekenis. Die ander betekenis is om in 'n vredesverbond met iemand te staan. Romeine 5, ek gaan hier nou soontoe neem. En dan is daar 'n derde betekenis wat beteken om te voltooi. So as ons nou na die volgorde van die offers gaan kyk, die brandoffer wat gebring word, Jesus het nou hierdie offer gebring, God het hierdie offer voorsien, en dan was daar die offer as spysoffer gegee om te versadig, en dan uit dankbaarheid vir dit wat God gedoen het, vir my, sê hy vir my, ek moet hierdie dankoffer bring, het sy van die onderkant af, ek was 'n sondaar gewees, en ek het Jesus aangeneem as my persoonlike verlosser, hoor gemooi, al twee ontmoet mekaar in die middel, en al twee, of ek dit nou van God se kant af sien, of van onder af sien, die werk is voltooi, en al wat die Here van my verwag, is daarvoor 'n dankbare lewe. Die vierde betekenis is om volkome te maak, nee, heel te maak. Nou, as jy hierdie gedeelte lees, dan gaan jy agterkom dat die dankoffer was 'n vreugdevolle tyd van feesvieringe. Dis hoekom die een vertaling, die nuwe vertaling daarna verwys, as 'n maaltydoffer. Dis 'n vreugdevolle tyd van feesvieringe, wat binne die teenwoordigheid van God gehou was, as gevolg van 'n bloedoffer, wat dit moontlik gemaak het, wat versoening gebring het, tussen die offeraar en God. Ek is so dankbaar, Here, daar is 'n maaltyd wat gehou word in die teenwoordigheid. Die bloed van Jesus het dit vir die mens moontlik gemaak. Baie interessant as jy hierdie stuk gaan lees, en jy sit dit langs die ander offers, dan gaan jy een van die verskille sien, dat nêrens in hierdie Levitikus 3 kom die woordjie sonde voor nie. Glad nie. Nêrens word verwys dat daar enigstens na sonde verwys word nie. En daar was by 2 geleenthede wat ek vir u wil noem, by verskeie geleenthede was daar 'n dankoffer gebring. Uit dankbaarheid. Ek dink byvoorbeeld aan die eerste geleentheid was wanneer let mooi op, en ek wonder of u dit al gedoen het, hoeveel keer hierdie gemeente dit doen. Hy het die offeraar het in die openbaar vir God kom dankie sê. Waarvoor? Here, vir dit wat u vir my doen. Dit wat u vir my beteken in die openbaar. Miskien doen jy dit in jou binnekamer. Maar ek wonder of jy in 'n bid hier kan opstaan, of selfs vanaand kan opstaan en sê, Here, soos daar die offeraar, kom ek vanaand, ek bring 'n offer om dankie te kom sê. Vir wat u vir my gedoen het. Ek begin voorberei aan hierdie offer, kom daar ou koortjie my hart op, thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Wanneer laas het jy gestaan om dankie te sê, Here, dankie dat u my siel uit genade gered het, asof jy skaamnis daarvoor, hoor gemooi, in die openbaar. Ek wonder of jou vrou al gehoor het, dat jy vir die Here dankie sê. In die openbaar. Ek wonder of jou man al gehoor het, jy sê vir die Here dankie, in die openbaar. 'n Dankoffer was gebring, in die openbaar, nie in die geheim nie. Die Here het van sy volk verwag, sê in die openbaar vir my dankie, geef my net erkenning met ander woorde. Het jy dit al gedoen? Wanneer laas het jy dit gedoen? Dan was daar 'n tweede geleentheid gewees. 'n Dankoffer was 'n tyd van vreugde, dis nog onder hierdie een, dan het hulle getuig oor die wonderdade van die Here. Dit is wonderlik wanneer jy so by mekaar kom, en jy kom begin dankie sê. Waaroor sê jy dankie? Ek hoor hierdie man sê, en die manne bid hier, ek wil net vir die Here kom dankie sê. Die Here het vir ons deur 'n wonderlike tyd geneem, en ek hoor hoe praat oor die wonderdade. Hier staan iemand op, en hy begin dankie sê. Hoor gemooi, een van die kenmerke van Handelinge 2, met die uitstorting van die Heilige Gees. Almal konsentreer op al hierdie gawes en al hierdie dinge, oor die vuur en die tonge van vuur en al hierdie goed. Hoor gemooi, een van die duidelikste kenmerke van die vervulling met die Heilige Gees, Handelinge 2 vers 19, hoor
Hoe hoor ons hulle? Praat oor die groot weldade wat God aan my siel gedoen het. O, Psalm 103. Begin die skrywer, hy sê, loof die Here o my siel en alles wat binne is. Loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. En ewe skielik dan noem hy sommer so 5 op. Hy noem so agter mekaar. Weldade. Ek wil net kom dankie sê Here. En ek wil praat oor die groot weldade. Het jy vir iemand by die werk vertel? Het jy al vir iemand by jou werk vertel? Oor God se groot weldaad wat hy in jou siel gedoen het. Nommer 1, die psalmis begin in Psalm 103. Die feit dat hy my siel uit genade, het my sondes vergewe. Die weldaad. Dit is so groot dat God vir sy volk sê, dis 'n derde offer, 'n belangrike offer. Jy gaan nou sien wat ek vir jou gaan wys, dis 'n beskiklik belangrike offer. Ek wil jou leer kom sê net dankie. Jy vat so alles for granted. Al die manna wat ek voorsien het, al die water wat ek voorsien, al die kwartels. Jy neem dit for granted. Kom sê net dankie. Draai net om. Draai net om. Dit was 'n vreugdesoffer. Hoor, hulle moes elke keer as hulle by mekaar kom. Hierdie is 'n groot gedagte, dan het die offeraar tydens hierdie offer, by 'n dankoffer, het hy 'n aanhaling uit psalms, het hy dan aangehaal. Kan jy dink? Een van die aanhalings het gekom uit Psalm 107 vers 21. Die een vertaling sê die Here vir hulle in Psalm 107, wat as jy die hele Ou Testament in 'n hoofstuk wil kry, dan lees jy Psalm 107. En onder andere sê hierdie vertaling by hierdie vers, hierdie woorde, hy sê hulle moet dankoffers bring en hoor gemooi hierdie woordjie, met blydskap van sy dade getuig. Blydskap. Opgewonde. Getuig met blydskap oor al sy dade. Ek sien hy bring sy offer tot daar by die offer, by die brandoffer. Hy bring sy bees, hy bring sy bil. Het jy iets opgelet? Ek sê dit oor en oor, dat hy iets moet snap. Dan kom staan hy daar en sê, Here, ek kom gee dit vir U, net om dankie te sê. Net dankie sê, Here. In die openbaar. Ander moet dit hoor. Wat beteken openbaar? Ander moet dit hoor. En die tweede geleentheid was wanneer iemand 'n gelofte aan die Here een of ander tyd gedoen het. Levitikus 7 vers 16 tot 18 sê dit. Hy het een of ander tyd 'n gelofte teenoor die Here gemaak, 'n belofte. En die Here het gehoor, Here, as U sal ek terugkom. Hoor wat sê Psalm 50 vers 15. Ek sal die Here roep my aan in dag van benoudheid, ek sal vir jou uitred en jy moet my eer. Betaal jou geloftes aan die Here. Here, ek sal terugkom as U my gebed gehoor het. Ek maak 'n belofte en as U my uithelp, sal ek terugkom om vir U die eer te kom gee. As hy sy gelofte wil kom aflos het. Die Here het my gebed gehoor. Ek kom net om 'n dankoffer te kom bring. Here, hier is my bil. Dis die vet van my, die beste, hoor gemooi, die vet het net aan die Here behoort. Nie eers die priester mag 'n deeltjie daarvan gehad het nie eers die offeraar nie, hulle kon die res van die offer gekry. Geef my die vet. Ons kyk gou net na die karakter. Ek beskryf gou vir u hierdie offerande. As u vers 1 lees, en ek gaan dit net weer vir u lees, dat u mooi na die karakter kan kyk in vers 6, hy sê, en as 'n dankoffer sy offer is, en hy dit bring van beeste, let mooi op, bul of 'n vers, mis jy nog iets, wat in die ander offers was, voorgekom het, wat nie hier voorkom nie. Vers 6, en as sy offer 'n stuk klein vee is,
Vers 7, as hy 'n skaaplam bring. Wat 'n woordjie mis jy hier? By hierdie offer, al die diere wat hier genoem word, is presies dieselfde as by 'n brandoffer. Maar by 'n dankoffer mag hulle nie 'n duif geoffer het nie. 'n Duif het nie voldoen. 'n Duif het glad nie voldoen aan 'n dankoffer nie. Want jy sien, daar's twee redes. Die vet. Ek het dit oor en oor vir u gelees. Dis hoekom ek hierdie hoofstuk vir u wou lees. Jy moet die vet van die bul vat. Jy moet die vet hier van die niere vat. Jy moet die vet daar. En dan daai ou duifie was daar nie vet gewees nie. Jy sien, God stel belang in daai woordjie. Van die vet. Die belangrike. Die gesonde deel. Ons gee mos daai deel. En die duif het nie aan daardie deel, aan daardie vereiste voldoen. Dit was die eerste rede. En die dankoffer was die enigste, onthou nou ek het vir julle gewys, was die enigste offer, dis die tweede rede, waar meer as twee partye ingedeel moes word. So God moes sy deel kry, die offeraar moes sy deel kry, en dan moes die priester sy deel ook kry, en nou duifie was te klein. Sien jy hoe maak God voorsiening? Wat is daar, snap jy iets? As ek kom dankie sê, het ek deel aan hierdie offer. Kan ek dit sommer nou sê, ek is so bang ek vergeet. As jy hierdie gedagtes, hierdie hoofstuk lees, gaan jy hierdie gedagte kry. As die offeraar die vet vir hom gegee het, vir die priester sê, hier's my offer. En die priester, en hy moes dit self, hoor gemooi, jy gaan lees dit, nie die priester nie, hy moes self daai vetgedeeltes uitgesny, wat volgens voorskrif was. Die Here het hom getoets, sal ek. Hoor gou mooi, hy sê, selfs die vet wat hier by die bout is, selfs die vet wat hier by die lenden is, kom ek ken net hierdie wat die Here kan sien, nee, daai wat weggesteek is, gaan kyk mooi die dele, daai wat so weggesteek is, die Here sê, sny dit ook af, moes skei. En dan gee die offeraar dit vir die priester, en hy sit dit bo op. En kyk wat sê die Bybel, gaan kyk, ek wil dit nie vir die sien, ek wil jou nuuskierig maak, en dan het die Here gesê, vat nou hierdie deel, dis vir die priester, en die priester gee dit vir die twee seuns, Aaron se seuns. Hulle deel 'n maaltydoffer. Hulle nooi hulle vriende en hulle nooi hulle familie. Ek het hierdie offer gebring, hoor mooi. Niks wat jy vir die Here gee, gaan nie terugkom na jou toe nie. Wat ek en jy vir die Here gee, kom God en hy gee vir jou meer terug. Hy vra maar net die vetgedeelte. Toe die priester daai offer bring, hoor nou mooi, gee God hom die bors terug en hy gee hom die regterbou terug. Aan elke offer wat die offeraar gebring het, gee God vir die priester. Die een wat die offer bring. Miskien is jy vanaand die priester. As jy die borsgedeelte gaan dit vanaand vir jou wys, en as jy die regterbou vanaand vir die Here gee van jou offer, hoor gou mooi, van die vet daarvan. Die beste deel, hoor gou mooi, you can't outgive God. God kom en op 'n manier kom hy en hy sê dit, gaan lees dit. Ek het hoofstuk 7 ook gaan lees, kom baie duidelik in hoofstuk 7 voor. Hy sê vir die priester, hier is vir jou die bors van hierdie offer, hier is vir jou die regterbout. Hy gee altyd terug dit wat ek en jy vir hom gee. Is dit wonderlik nie? Here, dankie. Weet as my kinders altyd vir my kom dankie sê, maak nie saak wat ek vir hulle gedoen het nie. Al wat toe gering. En dan draai hom en sê, papa, ek wil net dankie sê, dan het hier iets gebeur. Al het ek gesukkel om dit, dan sê ek, kom ek wys jou wat ek nog vir julle kan doen. Kom vra my, ek sal uit my pad uit gaan, hoor gou my, hoeveel te meer. Hoor wat sê die Bybel, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal God nie die Heilige Gees, Lukas 11 vers 13, hoeveel te meer sal God nie teruggee as ek en jy vir hom gee nie. Hy sê die duifie was te klein vir God, sowel as vir die priester,
sowel as vir die offeraar. Nee, moenie vir my duif bring nie. Bring vir my bees, bring vir my bil, of bring my lam. 'n vreugdevolle maal. As daai dele so uitgedeel word, 'n vreugdevolle maal. Die priester het sy deel gekry, die offeraar, en hoor gemooi, selfs die familie van die offeraar. Interessant, nog 'n verskil tussen al die offers, ek noem dit maar net so terloops, waar by die kern kom, die diere wat hier genoem word, in Levitikus hoofstuk 3, kan manlik wees of vroulik. Uit die ander offers mag dit net manlik gewees het. Net manlik offers. Maar hier sê die Here, dit kan manlik of vroulik wees. Hoekom? Jy sien, hierdie man en vrou is een van die duidelikste simbole van vriendskap en van gemeenskap. Here, as ek hierdie offer vir u bring, Here, maak nie saak wat die prys is nie, ek bring dit vir u, vriendskap, gemeenskap. Ek wil dit herstel. Jy sien, in die tuin van Eden, daar was gemeenskap wat voorheen bestaan het in Genesis hoofstuk 2, maar die sondeval het gemaak dat gemeenskap verlore gegaan het. En die Here sê, as jy hierdie offer vir my bring, beloof ek jou, daar's twee dinge wat na vore kom, vriendskap en gemeenskap. Onthou jy die punt, ek gaan dit vir jou bewys uit Levitikus hoofstuk 7 uit. Net die vet van die hele dier. Net daai dele, gaan lees dit baie, baie mooi. Wat opvallend is van die dankoffer, was die gedeeltes wat afgestaan was aan die Here. Ek wil dit graag weer vir jou lees. Kyk mooi, is net dit wat die Here vra. Die vet van die binnegoed, wat stel dit voor? Hy sê dit, die vet wat oor die binnegoed is, en dan is dit asof dit hom byval, dan sê hy, al die vet, nie net die vet nie, al die vet, en die twee niere, en die vet daarop, wat aan die lenden is, en die lap aan die lewer, by die niere, hoor nou mooi, dis asof die Here sê, ek wil nie weer, jy moet vergeet, ook daai deel, kyk, alles is hier binnekant, vriende, geweldige simboliek. Sien, as die Here kom en hy praat van hier binnekant, dan wil ek dit vanaand vir u sê, die Here vra nie net, en dit is so wyd as ek dit in hierdie tyd vir u sê, sy offer, vir die offeraar, die Here vra net sy beste nie, meer as sy beste. Dit is asof die Here nou begin spesifiek raak. Wat bedoel hy by sy beste? Hy binnegoed, my totale wil, my totale wil, my hele lewe, wil ek aan u oorgee, Here. Ek wil hê u moet sien deur hierdie vet wat ek vir u bring, my wil, my hele lewe, Here, dit stel dit voor, ek wil dit vir u gee. My motiewe, ek sien jy hoe diep lê dit, daar by die lewer, sien daar diep daar binne, die emosies, Here, ek wil dit alles onder u beheer plaas. Het jy al so offer gebring? Dankoffer. Ag Here, dis net alles van my. Nie net my liggaam nie. Ek het vir u gesê by die brandoffer, Romeine 12 vers 1, my liggaam stel ek as 'n lewende heilig. Nee, kom die Here, ek sien dit. Ek sien jy bring jou. Sal jy my toe vertrou met jou wil? Jou emosies, alles hier binnekant, waar niemand kan sien nie. Sny dit uit. Gee dit vir my. Gee dit vir my. Vers 2 tot 4 begin met die woorde, as hy. Wie is die hy? Dis ek en jy. As hy 'n dankoffer aan die Here wil bring. Die hy is die een wat die dankoffer wil bring. Wil jy dit doen? Wil jy 'n dankoffer? Die hy stel jou voor, dit stel my voor.
Kyk nou wat is my en jou verantwoordelikheid. Hy kom weer terug. Kyk gou mooi na daai selfde verse. Wat is jou en my verantwoordelikheid? Kyk 'n bietjie of jy dit raak sien. 3 dinge. Hy moet die dier bring. Dis jou verantwoordelikheid, is my verantwoordelikheid. God gaan nie die dier daar kom haal nie. Al is hy in my kraal met respek gesê. Hy gaan my nie by die kraag vat en sê, hoor gou mooi, ek wil jou nou by die brand. Nee. As hy 'n offer aan die Here, die offeraar moet self die dier bring. Sê Here, ek wil vanaand 'n dankoffer bring. Ek wil. Hoe gaan ek dit doen? Ek gaan my hand op hierdie offerdier se kop sit. Ek gaan my vereenselwig met hierdie dier. Ek gee dit jou vrou, ons sê dit baie maklik ons families op die altaar vir die Here. Sit my man baie maklik. Nee. Ek wil jou hê. Okay, Here, hier is ek. Ek verteenwoordig, ek verplaas my op die dier. Ek sit my hande op hom. Hoor gou mooi. En hy moet hom slag. Hoekom slag? Klaar maak. Nooit weer terugdraai. Die offeraar moet self, nie die priester nie, gaan lees dit. Kyk na jou en my verantwoordelikheid wanneer kom by 'n dankoffer. Jy moet dit self aan die Here bring. Self vanaand kom en sê, Here, nie ons nie. Ja, hoor hoe bid mense. Vergewe ons wil nee, vergeet van ons. Here, ek wil vanaand hierdie offer vir u bring. Daai deel van die offer is net God se. Dis net God se. Wat word bedoel met die woorde? Hy self moet die vet verwyder en dit aan die priester oorhandig. Weet jy daai woordjie, wat beteken daai vers? Daai woordjie, ek het net by daai woordjie vasgehaak. Eenvoudig. Wat beteken dit? Wat beteken oorhandig? Ek vat dit en ek plaas dit in die hand van iemand anders. Here, ek vat vanaand hierdie offer, ek is die offer, Here. U wil dit hê wat die binnekant is, my wil, myself, my emosies, my motiewe, alles hier binne. Ek kom sit dit in u hand. Ek kan dit nie namens u doen nie. So graag soos dat ek vir hierdie gemeente wil doen. Ek kan dit nie doen nie. Jy moet self vandaan kom en sê, Here, dis die offeraar se verantwoordelikheid, is baie duidelik in hierdie 2 verse, nee. Dan wil ek gou vir jou hierdie bring. En kyk nou die werk van die priester, wanneer ek dit nou in sy hande sit, dan sê vers 3 hierdie woorde. Dan moet hy van die dankoffer 'n vuuroffer aan die Here bring, die vette van binnegoed, en hy sê in die 2 niere, en dan sê vers 5, en die seuns van Aaron moet dit op die altaar. Hoor mooi, alles wat ek en jy vir die Here gee, moet by die vuur verbykom om te kyk of dit reg is. Blaai gou saam met my net so 'n paar hoofstukke verder. Ek wil hê jy moet gou iets sien, want ek gaan afsluit met hierdie vers, maar jy moet dit sommer nou al sien. Hier lê 'n groot waarheid. Ek wil dit bewys dat dit in God se woord staan. Kyk wat sê Levitikus 7 vers 29. Jy moet dit tog in ander vertalings ook gaan lees. Nou sê die Here vir Moses in vers 29: Spreek met die kinders van Israel en sê: Hy wat aan die Here sy dankoffer bring. Staan daar in jou Bybel ook, moet self. My vrou kan nie. My man kan nie. Jy kan nie namens jou kind. Omkring die woordjie self aan die Here die gawe uit dankoffer, uit sy dankoffer. Weet jy wat beteken daai woordjie gawe? Ek was so verstom toe ek dit lees. Daar word verwys na hierdie gawe as 'n hefoffer. Hy moet hierdie gawe vat en dit so opsteek vir die Here self en sê, Here, hier is dit. Hier is dit. Ander moet dit sê, ek moet dit vat as 'n gawe, 'n hefoffer. Ek lig my hande op, ek hef dit op, ek vat hierdie offer, hierdie dankoffer, en ek gee dit vir die Here so. Dis mooi nie. Kyk of my in die oë.
is mooi nie. Here, hier's my offer. Hier's my hande. Hier's 'n aksie wat plaasvind. Wil jy wys hoekom? Want die priester gaan ook 'n aksie uitoefen. Wanneer ek dit so vat, en ek vat hierdie, my beste, die vetgedeelte, en ek hou dit so voor die Here op, hy word genoem 'n hefoffer. Dis my gawe, Here. Hy sê dit in hoofstuk 7, vers 29, hy self moet dit so ophou. Hoor gou mooi, sy hande moet die vuuroffers van die Here bring. Die vet, hoor nou mooi, met die bors. Wat stel hy bors voor? Wat stel hy bors voor? Kan ek dit eers vir jou wys? Dis 'n aksie. Hy moet sy hande, kyk nou mooi. Sy hande moet die vuuroffers van die Here bring. Die vet van die bors moet hy bring, die bors, om dit as 'n beweegoffer. Kyk gou mooi. Die priester, hy moet dit vat. Ek hou dit op, hy vat dit by my as 'n beweegoffer. Kyk nou die rigting. Dis 'n beweegoffer. O, hy vat dit by my. Kyk nou die aksie van die priester. Dit word genoem 'n beweegoffer. Hy beweeg dit. Wat beteken 'n beweegoffer? Hy beweeg dit van links na regs. Beweeg hy dit? En dan gee hy dit oor aan die seuns van Aaron. So hy vat die bors, ek gee dit vir hom. Ek offer dit. Ek hou my hande so. Die priester vat dit, kyk nou die eerste aksie. Van links na regs, heen en weer. Dis 'n beweegoffer. Dis 'n beweging wat plaasvind. Hy wy dit nou aan God toe. Here, hier is my offer. Hier is dit. Snap jy daai deel? Kyk vers Levitikus 23. Dis nou die borsgedeelte. Dan gaan jy dit sien, hy moet dit aan hier staan dit. Vers 32, jy wil weet waar kom die woordjie hef? Kyk mooi, vers 32, julle moet ook die regterbout aan die priester as hefoffer gee uit julle dank. O, Here, hier is my gawe. Mooi woord, hef. Ek lig dit op vir die Here. Wat beteken hierdie woordjie bors? Wat beteken dit as ek vanaand die Here sê, gee my jou borsgedeelte ook? Daar's hy. Die bors verwys na liefde. O Here, hierdie offer wat ek bring is 'n vrywillige offer, maar ek wil net hê u moet liefde daarin sien, Here. Dat ek u liefhet. Hoor mooi, hy het die bors teruggegee, hy bewys sy liefde weer terug aan my. Die borsgedeelte. Hy forceer jou nie, hoor mooi. As jy enige gawe vir die Here bring, omdat jy dit moet bring, los. Hy soek dit uit liefde. Wat jy vir die Here gee, moet nooit gedwing voel nie. Los. Dit gaan nie vir my lieflike geur wees nie. Teerheid. Beminlikheid. Jy kyk nou mooi as dit by die borsgedeelte doen, het hy dit so gedoen. Jy kan dit gaan lees terwille van tyd, kan ek dit in die val vir die wys nie. En as dit by die boutgedeelte kom, het hy dit so gedoen. Van bo na onder. Snap jy iets? Snap jy iets? Kan ek vir jou wys? Waarna verwys die regterbout? Na krag en sterkte. Dis die twee rigtings wat hy dit heen en weer. Die bors, as hy by die boutgedeelte het hy dit weer so gemaak. Snap jy dit graag? Snap jy dit? Wat jy doen jy vir Jesus. Hier kom die tweede laaste gedagte.
nadat die priester die hele offer aan die Here gewy het. Die hele offer. Soos wat die Here gevra het, die offeraar was gewillig om die hele offer te bring, toe sê die Here, kom ek vat net daai deel, ek wil net kyk. Wat het die Here gesê omtrent die regterbout? Jy moet dit lees. Daar sê hy. Hoofstuk 7 vers 33 sê hy, die priesters wat uit die seuns van Aaron die bloed van die dankoffers en die vetoffer aan hom, wie is die hom? Het die regterbout as deel toegekom. Daar sê hy. Jy het die offer gebring? Daar sê hy. God gee altyd terug. Jy dink jy verarm jou as jy vir God gee. Kan ek vanaand sê, jy verarm jou self om nie vir God te gee. Jy verarm jouself om nie. Jy verryk jou wanneer jy vir God gee. God kom op 'n manier en hy kom gee vir jou die regterbout van krag en sterkte terug. Ek wil net wel die bors gedeelte en sê, weet jy, weet net ek is vir jou lief. Nee. Sterkte jou. Gee hom terug. Aan die een wat offer, gee dit terug. Wonderlik. Die feit dat 'n deel van die offer in die Here, net 'n deeltjie, daar was net 'n deeltjie, ag nee, die vet gedeelte daar, net daai deel. Dis al wat die Here, hy bring die hele offer, 'n hele bil, en God vra net die vet. En hy gee die res terug vir die priester en die offeraar, om van daardie offer, hy sê, eet van dit, eet. Wanneer mense daar om die tafel sit en daar word gepraat om 'n Sondagmiddagtafel nie, dan vind gemeenskap plaas. Ek hoor hoe word daar gesels. Hierin vertel sy storie. Ek het my offer vir die Here gebring, maar ek wil jou iets vertel daarvan nie. Ek kon dit nie eintlik doen nie, ek wou dit nie eintlik doen nie, maar weet jy wat? Ek het dit gedoen, dit het uit my hart uitgekom wat ek vir die Here gedoen het en wat ek vir die weet jy wat? Ek wil jou vertel wat die Here toe kom doen het. By die regterbout kom teruggee. Krag en sterkte. En terwyl ek vertel, eet ek van die offer. En terwyl ander luister, eet hulle van die offer. En wat gebeur? Gemeenskap. Kan jy dink 'n heilige God en 'n verloste sondaar kom by om in 'n maaltydtafel by mekaar uit, want ons praat oor die groot weldade van God. Daar die dankoffer, terwyl ek praat om daai tafel, praat van 'n regte verhouding wat daar is tussen die Here en die offeraar. Ek wil jou vertel, die Here kom na my toe en hy sê vir my, ek moet 'n dankoffer bring. Hoor ek die een vertel. Jong, ek het na my kraal toe gegaan, toe kyk ek, op hierdie maand word ek kan nie regtig vir die Here gee nie. Daar's nie 'n manier, maar weet jy wat, miskien moet ek toe en tog vra die Here nie 'n duif nie, so ek kan nie met 'n duif begin nie. Nee. Is daar iets anders? Nee, die Here sê ek moet 'n bul bring, hy sê ek moet 'n vers bring, hy sê ek moet 'n bees bring, dis sy voorwaarde, so ek moet aan die voorwaarde, ek moet aan hom gehoorsaam wees, en ek bring toe die beste. Weet jy wat, ek wil vir jou sê, ek het gedink, dis tickets met my. En al wat die Here vra, sny net die beste deel, die vet gedeelte, is al wat ek belangstel. En dit was vir hom 'n lieflike Heer, ek was gehoorsaam om te doen wat hy van my vra, en kan jy glo? Ek het op my proef gestel, toe ons nou net daai koortjie sing, God bly altyd getrou, en hy sal sy kinders onthou. As droefheid my deel is, en laste te veel is, in alles kan ek hom vertrou. God bly altyd getrou. En toe ek dit die minste verwag, toe gee my die regterbou terug. Ja, geniet dit. Dis 'n lieflike offer. Dit was die offeraar se deel gewees. Die dankoffer is die enigste offer waar die offeraar deel saam deel aan kon hê. God, die priester en hulle eet gemeenskap.
Ek wil net vir jou die laaste wys. Hier het my hart gegryp. Kyk gou hierson. Dit is 7 uur, maar ek gaan jou net ek gaan dit net vir jou wys. Net vir die kern wys. Hoofstuk 19, jy blaai soontoe en jy onderstreep hierdie streng regulasies moes hulle dit geëet het. Op die dag, as julle dit offer, die dag wat julle dit offer, sê die Here, en die dag daarna, moet dit geëet word, so vandag en vanmôre. Maar wat tot die 3de dag toe oorbly, moet dit met vuur verbrand word. En as dit tot op die 3de dag geëet word, sal dit 'n onrein ding wees. Ag Here, hoekom het U nie net gesê 3 dae nie? 2 dae. 2 dae. Dit sal nie met welgevalle aangeneem word nie. Vers 8. En hy wat dit eet, moet sy ongeregtigheid dra, want wat heilig is aan die Here, het hy ontheilig. Daarom moet die siel uit sy volksgenote uitgeroei word. Hoor wat sê die Here. Hoor gou net hierdie streng regulasie, en ek gaan vir jou die geestelike waarheid daarin koppel. Indien dit nie teen die 3de dag alreeds geëet is nie. Net 2 dae. Vandag, jy bring vandag die offer en dit wat oorbly, mag jy môre daarvan eet. Daarna moet alles verbrand word. Hoor gou mooi. Hoor gou mooi. 'n duidelike prentjie van dat ons gemeenskap met Jesus, my gemeenskap met Jesus, hoor hierdie woord, moet altyd vars wees, teen die 3de dag, teen die 3de dag, onrein, vandag en môre, maar as jy dit laat oorstaan, ek wil dit sê, en ek sluit af, wanneer waardering en teerheid in ons verhouding teenoor die Here Jesus vervlou en verswak, hy borsgedeelte, as daar die liefde in my vervlou, met teerheid vir Jesus, verslap en verswak, dan kan jy maar verseker wees, dat my gemeenskap met Jesus afgesny word. Dis 'n dankoffer. Gaan oor gemeenskap vir vandag. Ja, miskien môre nog. Maar teen die 3de dag. Ek gaan hier stop. Ek wil hê ons moet nou 'n koortjie sing. Ek wil hê jy moet dit bedoel as jy hierdie koortjie sing. Ek sê nou die mekaar met die wysie van God is altyd vir God is goed. God is so goed. Ons speel nog of ons. Dis 'n dankoffer, Here. In die openbaar wil ek vanaand kom dankie sê. As iemand 'n dankoffer aan my wil bring, moet dit in die openbaar wees. Ek wil dit hoor. Dankie. Ek kom ons hier ook oortjie. God is so good, he's so good to me. Nee, kom ons sit net so. Kom ons sing net hierdie koortjie. Net uit jou hart uit. Ek dink ek 2 of 3 versies net. Sê Here, U is so goed. Ek wil net vanaand vir u kom vertel. Terwyl jy daar sit en jy sing dit, dan bring jy offer vir die Here. Hoor gemooi, 'n hefoffer. As jy so wil maak, net vir die Here sê, as 'n beweegoffer, links en regs, op en af, terwyl van die kruis, in die lig van die kruis, dis wat ek vergeet het om te sê, in die lig van die kruis van Jesus. Kan ons stil bly? Dis wat die kruis vir jou en my gedoen het, kan ek stil bly? Hoe kan ek stil bly? Hy het in die openbaar gehang. Hy was nie skaam om vir my daar te hang nie.
Kom ons sing hierdie koor.